Broer en suster, baie hartlik welkom. Verskoning, ek is bly die wind het gaan lê, anders soos wat hy vroeër vandag gewaai het hy dalk miskien nou vanaand sein weggewaai en dan sou julle wat by die huis is, dan nou nie kon inskakel vanaand nie, so ons is dan dankbaar die wind het gaan lê. Maar nou ja, met die wind het nou ook gebeur dat die koue hier is en die vroeë aanbreek van die winter dan ook hier is. So baie welkom, en as dit bietjie koeler is vanaand, dan is dit altyd die geleentheid wat ons as gelowiges het om vir mekaar te sê, maar dan kom verwarm ons by die woord van die Here, en kom ons laat ook toe dat die Here ons dan vanaand ook, om maar die uitdrukking te gebruik, om vir ons warm te maak. Elsabie, dankie vir die sop gisteraand. Ons het lekker gekuier, lekker geëet. Magies was lekker vol gewees. Dankie daarvoor. En dan so voorlopig, Zenobia, dankie vir vanaand. Sien ook uit na jou sop en die lekker saam eet en dan natuurlik die lekker saam kuier. Vanaand is ons dan by die derde geleentheid, kan 'n mens dit glo, dat die tyd so vinnig onder 'n mens se neuse, onder jou voete uithardloop. Na vanaand, dan is dit nou nog net môre aand. So ek wil dan nou wanneer ons by die helfte is, of met die helfte al klaar gemaak het, vir jou dankie sê dat jy moeite doen om te kom. Ek hoop regtig nie jy kom omdat jy bang is dat ek dalk vir jou ergens gaan raakloop en vir jou dalk gaan vra, hoor jy, wil jy nie dalk bietjie Pinkster toe kom, of wil jy dalk weer bietjie kerk toe kom, of so iets nie. Ek is dankbaar as jy saam met my op pad is. Saam met my net deur die woord wil wandel. Saam met my net wil oop raak dat ons die Here kan leer ken en dat hy met ons kan werk. Vanaand is daar nou een deel wat gaan oor goud wat getoets word, die onsuiverhede wat daar in 'n mens se lewe na vore kom, of 'n mens dit nou beplan of doelbewus toelaat of nie, die feit van die saak is, maar daar is onsuiverhede in ons lewe. En om jouself gedurig voor die woord van die Here en voor sy gees oop te maak, beteken dat op die manier dan kom die onsuiverhede uit 'n mens se lewe na vore, of word die onsuiverhede dan ook weggeneem. So ons tema vanaand is dan 'n blydskap wat baie gaan aansluit by gisteraand se gedagtes wat oor hoop gegaan het, en ek hoop dat ons iets in die Bybel vanaand sal raakloop wat vir ons sal help om elke dag blymoedige mense te wees. Ek wou graag 'n prentjie wat ek vandag so vir 'n paar mense uitgestuur het, die wat ek nou graag saamgebring het. Maar ek kon hom nou nie van die selfoon afgelaai kry nie, en so toe moes ek nou maar 'n ander prentjie gaan soek, maar die prentjie van die tannie wat so lag, is die tannie wat jou moontlik kan vertel, al die plooie wat op haar gesig is, wat kan vertel van jare se stories en heel moontlik swaar kry, maar ten spyte van al die plooie. En ek aanvaar, as ek so na die tannie se tande kyk, dan weet ek nie of dit nog haar eie tande is nie, maar ergens langs die pad moes sy dalk 'n klompie kosmetiese goed gedoen het, wat net alles deel is van die storie, net dat ergens in 'n mens se lewe is daar dinge wat wil veroorsaak dat 'n mens nie blywende en elke dag se vreugde en blydskap sal beleef nie. Maar net nou, wanneer ons by die woord stil staan, dan so iets en meer daarvan. Ek wil graag dan vir ons voortgaan in gebed. Ek wil vir jou vra om saam met my net bewus te word daarvan, die Here is hier. Ek wens
Ons het altyd so 'n groot kers of so 'n dik kers of so 'n lang kers dat hy moet sommer dag in en dag uit moet hy kan brand. Dat as 'n mens hier instap, dan sien jy die kers brand. Nee, die kers wat ons nou maar vir ons beeld is van die lig van God. En as 'n mens hier uitstap, dan brand hy nog steeds, sê jy. Net of jy jou gesig hier insteek en sien jy nee, maar hy brand. Die bedoeling is vir my en vir jou om bewus te wees. Die Here is hier. En die Here wil vir my en vir jou vanaand ook ontmoet, net daar waar jy in die lewe is. Met al die dinge wat oor jou lewenspad elke dag gesaai lê. Die Here wil vir jou ontmoet waar jy môre gaan wees. Nou ken mos nou al my storie. Nobody gets earlier up than God. So is reeds môre waar ek en jy nog moet aankom. En by volgende week, en by volgende maand, en so ook elke dag van ons lewe. Kom ons bid saam. Wonderlike en aanbiddelike Here, daar kan by ons geen ander gebed wees as om U te aanbid nie. Want eintlik, Here, as ons sê ons aanbid U, dan is die bedoeling of die verskuilde gedagte dat daar ook ander gode heel moontlik mag wees, of ander gode wat deur mense geag kan word. Maar as ons sê ons aanbid U, dan kom sê ons en verkondig ons, naas U is daar geen ander God nie. U is die enigste Here. Ja, en alhoewel ons U nog nooit gesien het nie, sê ons vir U dankie vir mense soos Petrus en Johannes en Jakobus en Paulus, Matteus, Markus, Lukas, wat U gesien het, en wat vir ons woorde op papier gelaat het, wat vir ons getuienis nagelaat het. U is 'n lewende werklikheid. Hulle het U gesien, hulle het aan U geraak, hulle het U gehoor, en uiteindelik het hulle U ook, na al die kruisgebeure en die opstandingsgebeure, U sien wegvaar op die wolke. Vanaand is daar by ons ook lewende hoop, want U het ons nuut gemaak. Dankie dat U al die dinge wat wil veroorsaak, wat wil skeiding bring, dat ons U nie reg sal leer ken nie, uit ons lewens wil wegneem. En ons wil vir U dankie sê dat U aan ons kant is. Dat ons ook, soos gisteraand kon gehoor, soos wat ons gisteraand kon gehoor het, U, o Heilige Gees, is soos 'n lyfwag wat om ons gevou is.
Dankie dat ons vanaand kan bid vir hulle wat weens omstandighede nie hier kan wees nie. Want gisteraand het ons gesê 24 uur het verbygegaan en daar het so baie gebeur en nou het daar weer 24 uur verbygegaan en het ons gehoor, ek in elk geval gehoor, dat daar in hierdie afgelope 24 uur nou alweer dinge met mense gebeur het wat dan nou maak dat hulle nie vanaand hier kan wees nie. Ons wat hier is, bid dat u vir hulle wat daar by die huise is, sal seën. En dat hulle net soveel sal beleef uit die woord, soos wat ons dit hier saam met mekaar beleef. En dankie dat u grootheid dan onder andere ook daarin lê, soos wat u nou op hierdie oomblik by ons is. So is u ook by elkeen wat daar by die huis of kantore, waar dit ook al is, ingeskakel is. Maar seën vir ons elkeen. En laat u naam geheilig en verheerlik word. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing 'n lied saam wat ek onthou dit maar as 'n ou Halleluja lied. Ek kan nie onthou wat was die Halleluja lied se nommer gewees nie, maar baie van ons sal dit ken, né? Blye versekering en dit is ons roemtaal. So kom ons sing vanaand oor hierdie sekerheid waarmee ons elke dag kan lewe, wat vir ons hoop en wat vir ons, soos wat ons net nou met mekaar sal deel, ook vir ons blydskap gee. Say
Nou ek lees weer saam met jou 1 Petrus hoofstuk 1 en dan daardie klompie verse, vers 3 tot en met vers 9. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Net daardie gedeelte wat ek dan saam met jou lees. Nou net vandag, althans vroeg vanoggend toe my dag begin het, toe gesels ek met iemand wat toe reeds vir my sommer 'n hele string goed opnoem, wat net veroorsaak dat al hierdie moeilikheid het by die voordeur ingestap en die blydskap as ware by die agterdeur uitgestap. Soveel so dat die persoon vir my sê, maar jy weet, sy dag is net besig om al hoe blouer en blouer te word. En ek dink ons het almal ervaring hiervan, dat 'n mens staan vanoggend met die beste bedoelings in jou lewe op, en dat jy hierdie dag met vreugde en blydskap, en ek bedoel, hoeveel van ons ontvang nie elke dag maar van ergens van iemand af 'n mooi boodskap wat vir jou net mooi dinge seën en vreugde en blydskap en al dies meer toewens, en dat 'n mens dan aan die hand van so 'n boodskap baie keer vir jouself sê, maar vandag gaan ek 'n blymoedige mens wees. Ek gaan nie vandag toelaat dat die omstandighede en die ergernisse van die lewe my lewe omkrap. Maar ons weet maar almal dat ons ook maar net mens is. En die duiwel kom ons maar altyd op 'n bedekte, gekamoufleerde manier na 'n mens se lewe toe. Ek wil glo vanaand as ons vir mekaar sê, die prentjie wat ons van die duiwel het, is daai mannetjie met die horings en die drietand vurk en daai stert wat so gekrul lê, en al hierdie vreeslike hare en hierdie slagtande, as hy hier by een van hierdie deure moet instap, dan is ek en jy by die naaste venster is ons uit. Dat daar niks is wat my en jou sal terughou om nie van hom afpad te gee nie. Maar weet ons mos, dis nie hoe die duiwel na mense lewe toe kom. Hy kom nie met hoe hy werklik lyk na ons lewe toe nie. Hy kom altyd op 'n gekamoufleerde manier na 'n mens toe. En daarom wil die Bybel ook vir ons help dat ons te alle tye in ons lewe
waaksaam sal wees, want ons weet net nie wanneer loop ons om die volgende draai in ons lewe raak nie. As mos is maar 'n voorbeeld wat ek altyd gebruik, is dat wanneer daar 'n muis in 'n mens se huis is, dan gaan koop jy, as jy nie 'n muisval het nie, dan gaan koop jy vir jou een. En dan sit jy nou een of ander stukkie sjokolade of die gebruikelike kaas of 'n stukkie vleis wat jy in daardie muisvalletjie sit. Maar al wat ek en jy doen om daardie muis te vang is maar net om die dood te kamoufleer. Dis die enigste manier hoe daardie muis maar elke keer of die muise dan gevang word, want as hy geweet het dis die dood, dan sou hy natuurlik nooit sy kop daar in die spreekwoordelike kake van daardie muisvalletjie ingedruk het nie. Nou so wil ek vanaand dan ook vir jou kom sê, of ek wil dit waag om te sê, dat soos wat ons moet onderskei wat werklike hoop is, dit wat ons gisteraand met mekaar gedeel het, dit moet ons vanaand ook vir mekaar kom sê. Maar wat is werklike blydskap? Wat is die ding wat ons het, wat ons ontvang het, wat vir ons anders maak? In my bediening, en veral in die jare toe dit nog ter aarde bestellings was, begrafnisse wat ek van mense wat ek gedoen het, en hoor my tog maar net asseblief weer reg. Ek sê dit maar altyd weer en weer, dat daar nooit misverstand kan wees nie, as ek iets soos hierdie met jou deel, ek sê dit nooit vir oordeling. Ek sê dit nooit dat ek dink ek is 'n beter mens. Maar my ervaring met mense was net een van twee gewees. Sommige mense daar by die graf, wanneer daardie kus krakerig in die grond begin sak, dan is die beste poging wat ek in daardie afgelope ure en 'n half gedoen het om vir mense met die woord te bedien en vir mense te help om hoop te hê, dat dit vir my gelyk het asof hierdie mense nog nooit van hoop gehoor het nie, en dat toe hulle by die kerkgebou uitgegaan het hulle sommer daardie hoop ook daar agtergelaat. Dan was daar ander mense wat jy net gewoon uit hulle hele ervaring kon gesien het, maar hierdie mense beleef iets anders. Ja, hulle is ook hartseer en die trane loop en wanneer hulle geliefdes se kus in die grond sak, dan kan 'n mens net sien, maar hier is iets anders by hulle. Hier is iets anders wat hulle met hulle saamdra, en dis die ding wat 'n mens of wat ons as gelowiges uiteindelik vir mekaar moet sê, vir die wêreld moet sê, hierdie blydskap wat ek en jy beleef, hoekom lyk dit by ons anders? Hoekom kan ons, ten spyte van al die woelinge wat daar in die wêreld is, en ek wil nou nie weer vir die ek het dit Sondag en Maandag en gister, en ek wil nou nie weer daarby stil staan, maar ek het vir die huidige het ek geen ander praktiese voorbeeld as, terwyl ons nou natuurlik hier is, dan dink ek sit hulle nou daar in Amerika, is hulle nou besig om te gesels. Maar hoekom gesels hulle? Want hierdie ouens gesels omdat daar probleme is. En baie mense is nie op hierdie stadium bly nie, want vir die een ou gaan hierdie die uitkoms wees, en vir 'n ander ou gaan daardie die uitkoms wees,
En oormôre as hierdie samesprekings dan nou plaasgevind het, dan sal ons al die doemprofete hoor en ons sal al die slim mense hoor. Die ouens kon dit so gedoen het, of hulle kon dit sus gedoen het, of hulle kon dit op die tafel geplaas het, of ons kan nie die mense vertrou nie, of wat dit ook al is. En dan vat dit jou nie 5 minute later, net om in wanhoop en in 'n staat van nie vreugdevol te wees nie. Vandag het ons natuurlik ook die begroting vir ons voorgehou. En een van die dinge wat die ouens wat ek gesien het, as opsomming van die nuus in die begroting, is dat een van die dinge is dat daar 'n kommissie saamgestel is om seker te maak dat hierdie vermorsing van geld, dat dit hok geslaan sal word. En dat die ouens so ver gaan om te sê, maar dis nou al vir die afgelope dekade of wat dit so is. En dan is 'n mens sommer dadelik, verloor jy al jou vreugde, want jy 10 jaar gelede geweet het, hoekom het jy nie goed toe al in plek geplaas, dat jou finansies vandag daar beter kon uitsien. En dat mense wat die hulp nodig het, dat hulle dit dan ook sou kon gekry het. So daar's baie dinge, wat elke dag, en dis nou maar net op die politieke terrein, wat hierdie goed gebeur, wat veroorsaak dat 'n mens sommer baie vinnig jou blydskap kan verloor. En daarom moet 'n mens maar altyd vir jouself gaan vra. Vermoed ek dat 'n mens dit moet doen? Wat is daar in hierdie lewe, en as ek die uitdrukking so kan gebruik, wat ons blydskap steel? Ons het nou by 2 aande het ons vir mekaar dit kon onderstreep. Maandag aand dat ons is wedergebore. Ons het lewe, en lewe wat vir ewig gaan duur. En gisteraand het ons vir mekaar gesê, op grond van hierdie lewe wat ons ontvang het, kan ons hoopvol leef. Nie maar net een of ander vorm van ons sien uit na iets wat moet gebeur nie, maar hierdie hoop wat 'n lewende werklikheid is. En daarom moet 'n mens die oomblik wanneer 'n mens in jou elke dag se bestaan ervaar, maar hier is 'n kriewelrigheid. Hier is iets wat veroorsaak dat ek nie so blymoedig en vreugdevol is soos wat ek vanoggend opgestaan het nie. Dan moet ons dan maar net weer gaan stil word en gaan ondersoek en gaan kyk, wat is dit wat wil veroorsaak dat ek en jy nie blywende vreugde kan ervaar nie. Wêreldse blydskap, dink ek kan ons maar altyd oor en weer vir mekaar sê, is maar iets wat van korte duur is. Daar is soveel holrig geryde voorbeelde wat ons met mekaar kan deel en wat ons self al ervaar het. Want die wêreldse vreugde lê altyd in dinge, in goed. En Covey in sy boek wat gaan oor die 7 Habits of Highly Effective People, gebruik 'n baie mooi gedagte wanneer hy praat van die inside out approach. In ons lewe maak ons dit die outside in approach. Met ander woorde, ons moet dinge bymekaar maak. Dis dinge wat buite ons is. Dis my motor of my selfoon of my rekenaar of 'n nuwe huis of wat dit nou ook al is. Daardie ding is die ding wat vir my gaan gelukkig maak, maar ons weet, die wêreldse goed verloor baie vinnig sy glans. Daardie nuwe selfoon wat al hierdie wonderlike goed kan doen en wat 'n vinnige spoed het om
alles wat jy wil hê, vinnig by mekaar te kan maak en deur dokumente te kan hardloop, verloor baie vinnig sy glans. As jy en jou vrou mekaar misverstaan. As jy en 'n vernoot woorde met mekaar het, dan is hierdie ding wat nou veronderstel was om jou lewe makliker te maak en meer gemaklik te maak en al dies meer, dan is hy ook nie meer wat hy is nie. En dan praat Covey van die inside-out approach. Dis wanneer ek hier binne gelukkig is. Dis wanneer my lewe, dis ook nou nie so eenvoudig nie, maar kom ek gebruik dit maar net so, dis wanneer my lewe aan die binnekant uitgesorteer is. Wanneer ons as Christene vir mekaar sê, wanneer my verhouding met die Here op die regte platform, op die regte voet is, dat ek dan ook werklik en werklike geluk kan ervaar. Wat is dit dan wat vir 'n mens werklik gelukkig maak? Want dis seker maar 'n vraag wat ons almal vra. Wat is dit wat my baie keer ontwyk om gelukkig te wees? Net ergens het ek op 'n program gekyk wat die persoon ook sê, wat is dit wat ek gedoen het? Wat maak dat al hierdie ellende my lewe kruis? En Petrus kom sê in hierdie gedeelte, dan praat hy daarvan dat soms dan kom die ellende oor 'n mens se lewe. Dan word daar dinge toegelaat wat vir 'n mens getoets word. Die feit is maar net, dit is nie elke dag in ons lewe maanskyn en rose nie. Ek weet nie wat lê vir my en vir jou môre voor. Hier soos wat ons vanaand hier sit, dis altyd 'n nie so 'n lekker oefening om te doen nie, maar 'n mens moet dit maar van tyd tot tyd moet 'n mens dit maar doen. Net dat ons by die werklikheid, by die realiteit van hierdie lewe kan terugkom. Of ek of jy is die volgende een wat moet sterwe. Die feit dat wie ook al die oudste hier is vanaand, dat hy die oudste is of sy die oudste is geen waarborg dat hy of sy eerste moet gaan nie. En hy of sy wat die jongste hier is geen waarborg dat hy of sy die langste sal bly lewe nie. Petrus, soos baie ander in die wêreld en baie in die Bybel, wil vir ons help dat ons met nuwe oë sal kyk. En die wonderlike is dat ek en jy vanaand vir mekaar kan sê, wat ons maandag aand vir mekaar sê, ons is nuwe mense. Dit maak dat ek en jy 'n voorsprong het op die mens daar buite. Want die blydskap wat ons het 'n stewige fondasie. Die blydskap wat ons het, kom uit die feit dat ons nuwe lewe ontvang het. En gisteraand het ons vir mekaar gesê, omdat ons nuwe lewe ontvang het, is ons hoop. Ons het hoop geword. Ons moet hoop vir die wêreld wees. Net so wil Petrus dan ook om sê, so moet ons blydskap wees. Want ons het blydskap en vreugde in die Here ontvang. Nou net soos wat ons dan geleer het dat ons met hoop kan uitsien en dat ons kan weet die hoop wat ons het, dat daar ook uitkoms sal wees. Anders kan dit mos nie hoop wees nie. As ek maar net blywend hoop, en dat daar nie ergens vir my uitkoms is nie, kan dit ook nie werklike hoop wees nie.
Nou, om bly te wees, net om bly te wees, beteken in sigself ook niks nie. Om bly te wees waarvoor? Maar om bly te wees, vreugde te kan ervaar, selfs deur lyding heen, dit maak dat die koninkryk van God vir my en vir mense ook oopgebreek word. Nou as 'n mens met vakansie gaan, dan begin die vakansie mos nie eers die dag wanneer ek daar by my bestemming uitgekom het nie. Die vreugde van 'n vakansie is ook mos daardie oppad wees. Wanneer jy begin beplan, en wanneer die tas begin gepak word, en in my geval, wanneer ek die hele dag spandeer om die kar te was, en dat die kar mooi skoon is. Dis alles deel van ons vreemdeling wees, van ons op pad wees. Blydskap is nie vir ons iets wat net eers eendag daar aan die ander kant van die graf lê en wag nie. Daardie realiteit bestaan vir my en vir jou nou alreeds. En daarom moet ons vreugdevol wees in ons op pad wees. Ja, môre gaan daar goed wees wat vir ons gaan omkrap. Of môre gaan daar dinge gebeur, ek het sus en so beplan. Ek het ook gehoop in my lewe dat die beplanning soos wat ek dit gemaak het, dat dit sou uitwerk, en langs die pad het ek my werk verloor. En dit het gemaak dat 'n klomp goeders in my lewe skeef geloop het en anders uitgewerk het. Maar tussendeur moes ek hierdie ding leer, dat ons nog steeds in ons op pad wees, vreugdevol kan wees. Hoekom? Want ons vreugde is veranker in dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. En dis waarin ons onderskeid lê. Om redes in die hier en in die nou vreugde te kan beleef. Ek dink nie ons kan dit genoegsaam vir mekaar sê nie. Vanaand mag jou lewe dalk voel dat dit 'n opdraande stryd is. Daar's dinge wat met jou lewe gebeur het, of wat oor jou lewe gekom het, wat jou lewenspad gekruis het, waarin jy geen sê gehad het. Iemand naby aan jou wat siek geword het. Nou is nie jy wat siek is nie, jy kan mos vreugdevol wees, want jy is mos gesond. Maar as die Bybel sê ons dra mekaar se laste aan, beteken dit dat hierdie ding raak my. Hierdie ding veroorsaak probleme in my lewe. Maar daarom kan ons in die hier en in die nou kan ons vreugde belewe. En die teks wat ons dan nou saam met mekaar gelees het, lê die oproep dan ook om vreugdevol te wees. Die Bybel wil eintlik sê, dis 'n opdrag. 'n Christen het eintlik geen rede hoekom hy nie vreugdevol kan wees nie. Daar's 'n tema waarvoor ek baie lief is en wat vir my langs die lewenspad baie gehelp en baie beteken het, en dis hierdie gedagte: word wat jy is, sonder om te bly wat jy geword het. En ek weet, as elke keer as ek dit sê, dan sien ek sommer die vraagtekens in mense se gesigte en hulle oë, en so 'n vraagteken wat bo hulle koppe geskrywe staan. Word wat jy is. Ek en jy is mos 'n nuwe mens. Word dit net elke dag meer en meer. En dis die tweede ding. Moenie bly wat jy geword het nie. Wat beteken hierdie op pad wees van my en vir jou het 'n element van inoefening in.
Daar's mos baie dinge wat maak dat ek en jy nie vreugdevol is nie. En wanneer 'n mens dan by iemand se lewe kom stilstaan of met iemand gesels wat 'n mens agterkom, maar hierdie persoon is anders. Hy leef anders, tree anders op, praat anders, dink anders. Dan sal 'n mens heel moontlik agterkom. Maar omdat hierdie persoon dit inoefen, omdat hy dit deel van sy lewe maak, daarom is hy die mens wat hy is. Aan die een kant kry 'n mens nou natuurlik die inoefening en aan die ander kant kry 'n mens nou natuurlik ook dat jy jouself moet skoonmaak. Die twee goed wat Petrus onder andere in hierdie gedeelte wil kom aanspreek. So ek moet my daarop toelê. Maar soos wat ek my op hierdie dinge toelê, en soos wat ek my daarop toelê om vreugdevol en blywende blydskap in my lewe te ervaar, moet ek aan die ander kant ook weet, maar hier is goed wat op my lewe inspeel, wat veroorsaak dat ek nie blywende vreugde sal hê. Ek moet my aanhoudend skoon maak daarvan. En die voorbeeld van inoefen en op pad wees, beteken dan natuurlik hierdie ding. Daar moet 'n gedurende agterlaat wees van dinge. As 'n mens nou as 'n voorbeeld kan gebruik, die sterkman kompetisies. Jy kan sien wanneer daardie ou hierdie verskriklike gewigte optel, dan kan 'n mens sien dat daardie beweeg van hom, daardie op pad wees na die ander kant van die streep, waar dit ook al mag wees, dat dit moeisaam is. En om lig te kan reis, beteken dit dat daar dinge is wat 'n mens moet agterlaat. Ek weet wat is die dinge in my eie lewe wat veroorsaak dat ek nie altyd vreugdevol is nie. Maar daardie goed moet ek doelbewus in my lewe gaan aanspreek, dat dit juis nie deel van my lewe sal wees. En daarom vermoed ek het die Here Jesus vir ons daarmee gehelp. Wat het hy gedoen? Elke keer as daar seker baie redes, maar ek vermoed een van hulle is dat as hy nie blywende vreugde kon beleef het nie, dan het hy berg opgegaan. Dan het hy homself gaan afsonder. Dan het hy eenkant met die Vader gaan wees, sodat daar dinge kan wees wat hy moet agterlaat. En dis natuurlik die uitdaging vir die geloof. Eintlik moet ons dalk sê, dis 'n versoeking in 'n mens se lewe, omdat 'n mens so maklik die geloof kan opgee. Wanneer 'n mens nou nie meer so bly is nie, dan is een van die eerste dinge wat 'n mens natuurlik vir jou self sê, en jy gooi jou hande in die lug en sê, ag, is tog in elk geval nie die moeite werd nie. En dan weet 'n mens, dan verloor 'n mens jou vreugde en jou blydskap. En dis waaroor dit in ons lewe gaan. Om teen alles in die geloof te volhou. Kan ek maar net weer die politiek as 'n voorbeeld gebruik. In ons op pad wees na volgende jaar, dink ek, is wat ons die munisipale en provinsiale verkiesings en wat ook al gaan hê. Kan 'n mens juis hierdie ding sê van, ag, dit is nie die moeite werd. Dit wat daar vanaand, daar oor see plaasvind, dis net 'n gesprek wat hier bo tussen die ouens wat die groot koppe en die ryk ouens, ons ou klomp plebs hier op die grond. Hierdie goed, die ouens, ons is maar op ons eie, as 'n mens dit so wil uitdruk. Dis waar die geloof 'n rol in ons lewe moet speel. Om teen alles in te kan glo en vreugdevol te kan wees.
Die laaste ding gedagte wat ek met jou wil deel is natuurlik om vir jou te sê, dat om te oefen, gaan nie net daaroor dat 'n mens die spiere oefen om sterk te wees. Om te oefen het ook die element daarin dat ek sal ontslaa raak van bepaalde goed wat ek nou op 'n manier al vir jou gesê het. Daarom gebruik Petrus dan nou hierdie voorbeeld van goud wat deur vuur getoets moet word. Die ouens in daardie tyd het geglo dat goud is suiwer genoeg. Wanneer as jy in daardie stuk goud kyk en jy 'n redelik herkenbare beeld van jouself kan vorm, dan is hy suiwer genoeg. As dit nie so is nie, dan maak hulle die vuur warm. En goud het hierdie ding in hom, as jy vir hom warm maak, dan stoot hy al die onsuiverhede, stoot hy na bo, en dan kan jy al daardie onsuiverhede kan jy afkrap. En dis die bedoeling wat Petrus dan ook het in ons lewe, is dat ons geloof is so vol van 'n klomp onsuiverhede, en dat hierdie onsuiver bestanddele in ons lewe, ons moet daarvan skoon gemaak word. Dalk is dit 'n baie gewaagde ding om te sê, maar ons praat ons maar as gelowiges wat met mekaar is, wat saam met mekaar op pad is, om hierdie ding vir mekaar te sê, en dit is dat ons plaas nie altyd ons vertroue geheel en al op die Here. Daar is altyd hierdie ding wat as 'n mens met mense gesels oor jou vertroue in die Here, dat ou sal sê, maar jy kan nie net alles oorplaas na die Here toe en dat die Here alles voor moet sorg nie. Jy moet dan jou beplanning ook doen en jy moet dan ook jou kant bring. Maar die bedoeling van Petrus is om te sê, dis wanneer ons getoets word. Om te sien of my geloof werklik een is, dat ek met alles op die Here kan vertrou. Daar is soveel dinge wat ons elke dag in ons lewens meemaak. En die heel grootste daarvan is die onsekerheid van môre. Wat as? Sê nou maar. En die oomblik wanneer 'n mens daaroor begin nadink, dan vat dit jou regtig 'n paar sekondes om jou bobbejaan agter die bult te gaan haal, of in elk geval 'n berg voor die bobbejaan te gaan neersit. Ons moet maar 'n bietjie, of dalk miskien maar baie van onsself in die proses gaan weggee. Dit maak natuurlik dat ons baie keer met 'n verdeelde hart sit. En Jeremia skryf baie mooi daaroor, wanneer hy sê, as 'n mens God nie meer dien soos wat hy gedien moet word nie, dan lei dit later tot vergeetachtigheid. En dat 'n mens later in jou lewe vergeet wie die Here is. En dat dit 'n mens dan baie keer ook, om maar so uit te druk, duur te staan kom. En daarom moet ek en jy so nou en dan deur die vuur. Die geloof moet van onsuiverhede gereinig word. Dan word dit geloof. Ons lewe moet van onsuiverhede gereinig word. Dan word dit geloof. Waar ware geloof is, daar is blywende blydskap. Waar ware geloof is, daar is blywende blydskap. En dit is die aard van die Christelike geloof.
om vergenoeg te wees met wat die oog nie kan sien nie. Mag ek en jy dit in ons lewe ervaar, om vergenoeg te wees met wat die oog nie kan sien nie. Daaruit te weet, dis waar ons blydskap lê. God wat sorg. Amen. Ja, Here, vanaand as ons so na Petrus luister, en ek hoop maar met die bietjie wat ek as verduideliking kon gesê het, vir ons sal help om blymoedig te wees. Ons kan ook maar nie anders as om ons ongeloof te bely nie. Al die kere wat ons eintlik so op onsself staat maak, dan kom ons agter, ons stel onsself te leer. En ons verloor ons blydskap. Mag hierdie week en 'n bietjie stil staan by hierdie paar verse vir ons ook oomblikke van suiwering wees. En dat ons maar met vrymoedigheid net nou maar en môre en volgende week en die res van ons lewe met blydskap die lewenspad sal afstap. Want die vreugde is nie net iets wat daar deur een kant vir ons lê en wag nie. Dis nou alreeds ons. Seën ons met blymoedigheid in Jesus se naam. Amen. Ons staan. Jesus is skyn oor almal met die glans van
Here, dankie dat ons nou uit mekaar uit kan gaan met die wonderlike, heerlike, vrymakende wete dat U, Vader, Seun en Heilige Gees, saam met ons na ons huise toe gaan, môre na ons werk, na ons lewens, en dat juis dit, U teenwoordigheid by ons lewe, vir ons vreugde volmaak.